Amen, as jy nou vanaf in die huis van die Here te wees, sal dit lekker in die huis van die Here, die sitplekke neem, of vir die musiekspan sê dankie, is altyd lekker, saam met die naam van die Here groot te maak. As jy Bybel saamgebring het, maar ek dink voordat ons dit doen, kyk hoe vir die langs en so waarom Jesus bly jy is hier vanavond. Kyk hoe vir jou aan die ander kant sê, jy is normaal sy mooiste kind. Dan sê hy, my persoon een paar glimlachte ook. As jy nie die sê, die glimlacht nie, maar jy is jou maas op mooiste kind, hoor. Amen. Ons is blij. Ek staan vanavond by hierdie jong mense, en kyk, ek dink hier, ek wens al ek kan hulle energie. Ja, dit sal my dag soveel makkelijker maak as ek met hulle energie voor een dag kan kom. As jy my wat saamgebring het, Rut 2 vers 2, hy sê, Rut, die Moabities het vir Naomi gesê, laat ek toch die land ingaan, en daarom tel achter die een, en wie so oor ek genade sal vind. Toe antwoord sy haar, gaan my dochter, kom ons bid saam. Vader, wat een wonderlijke voorrecht om vanavond in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Heer, het gaan nie verhaal oor ons nie, maar het gaan oor U. Het gaan oor die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte. En ek wil vanavond bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat die vanavond sal inkom en ons harte sal raak. Heer, kom van ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan, dat die vanavond van ons sê, en ek bid in die kostbare naam van Jesus, en die volk van die Here sê, Amen. Amen. Ek wil vanavond so met julle praat oor die gedeelte. Rut kom saam met haar skoonma Naomi uit die Moab, in die land van Moab, uit hulle trek terug in Israel. Maar hulle is besig om dood te gaan van die honger. En hier het my nog ook geraak, want ek sien hier dat Rut probeer iets doen, sy sê, laat ek toch in die lande gaan en koring aarde optel. Nou, in die lande het het so gewerk, daar was manne wat hierdie gerbe gesny het, en dan, as hulle iets laat val het hulle nie opgetel nie. Hulle het net aangestap, en die bondels wat hulle het gemaakt en in mekaar vastgebind, en as daar iets geval het hulle dit gelos dat die bedelaars dit optel. Maar iets het my geplaag, want jy sien, hier diezelfde Rut, is 'n vrou gewees wat gesê het, laat ek in die land ingaan, en gaan aarde optel, laat ek sien in wie se oë ek genade sal vind. Nou ek wil vanavond 'n bietjie praat oor in wie se oë ons genade sal vind. Daar's dit wat my nogal laat dink het vandag, en ek wil met gou hieroor gaan sit en dink. Ons soek baie keer genade, maar ons kry dit nie. Jy soek baie keer genade op plekke waar jy dink genade behoort te wees. Jy weet, dis my altyd so snaaks, mense het my enig aangevat, die sê my pastoor, maar as die kerk nie 'n plek waar ons met liefde, warmte en nie goed te sê, dis baie waar, is precies wat ons hier moet kry, te sê, maar pastoor, jou woord is dan so hard en so recht, te sê, ja, maar jy soek genade op die verkeerde plek. Jy sien, met die genade is nie noodwendig binne die kerk nie. Genade kan partykeer in die veld wees. Genade kan partykeer op plekke wees waar jy dink dit is nie. Genade kan partykeer op plekke wees, op plekke waar jy nie gedink het dit moontlik is om genade te vind nie. Hier die vrou loop in die veld en sy is 'n weduwee. Sy is arm, sy het geen besittings nie. En as jy in hierdie posisie is, sal die duivel vir jou sê, jou storie is verby. Sal die duivel vir jou sê, hierdie is die laaste van jou storie. Maar wat die duivel nie besef het nie, is God het gesê, daar is 'n oes met haar naam op. Daar's
daar's iets wat moet gebeur. En ek het gaan sit en kyk, want hierdie het my geweldig gepla, dat Rut moes opstaan en uit die huis uitgaan. Kan ek maar vanaand vir jou sê, baie mense sit in die huis en hulle verwag, God se genade moet deur die venster invlieg. Hulle verwag, God se guns moet deur die venster invlieg. Hulle verwag, God moet vir hulle dinge doen. Kan ek maar vanaand vir jou sê, ons moet opstaan en weer in die velde kom en in die lande kom en sê, Here, ek is bereid om te doen wat U wil hê ek moet doen, dat ek genade kan vind in die oë van God. Die Bybel sê dat toe Boas haar sien en hy gevra, wie is hierdie Moabitiese vrou? Hulle sê, dit is die een wat saam met Naomi gekom het, en hy het nader gestap en van gesê, jong, vandag was dit nie so kruid nie. Ek sien, jy het maar 'n paar borreltjies of 'n paar are opgetel, maar ek wil vir jou sê, maar nie moet opgee nie. Maar nie na ander land geloof tel nie. Ek wil nie met môre terugkom na die selfde land toe. Ons is môre nog besig. Ek wil nie jy moet opgee, omdat jy vandag min gekry het nie. Ek wil nie met gou iets hoor. Daar sekere dae wat ons min kry. Daar sekere dae wat het nie gaan, soos wat ons graag wil hê dit moet gaan nie. Daar sekere dae wat jy optel, net om te oorleef. Jy tel net op genoeg om deur die dag te kom. Maar daar sekere dae, wanneer God vir jou voorsien, wanneer daar 'n oorvloed is, nie net vir jou nie, maar vir jou hele huis. En toe ek hierdie gedeelte lees, kom het by my op, dat hier dieselfde Rut het gegaan om saad op te tel, of om are op te tel, om te oorleef. Maar sy kom terug met iets heeltemal anders. Sy gaan uit om te oorleef, maar sy kom terug met oorwinning. Sy gaan uit om te probeer om te oorleef, maar sy kom terug met 'n man wat God in haar lewe ingeplaas het. Sy gaan uit om te probeer oorleef, om vir haar en Naomi genoeg by mekaar te maak, om net vanaand te eet, maar sy kry meer as wat God vanaand vir haar wil gee. Jy sien, toe hierdie gedeelte lees, toe kom ek agter dat daar sekere dinge in my lewe wat ek nie vanaand op kan baken nie. Is julle ook so, julle baken partykeer op goed. As al met geld inkom, dan baken ons, daai ou van ons môre betaal. En dan betaal hy jou nie, dan voel jy so 'n bietjie, maar wat is nou in die gang? Hoekom gebeur dit nie soos wat ek dit wil hê nie? En dadelik, toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom ek agter, dat baie keer in ons lewens sal God genade gee op die regte tyd. Hy wil hê, jy moet verstaan, jy is nie afhanklik van dit wat hulle mors nie, jy is eintlik afhanklik van hom af. Kan ek maar vanaand vir jou sê, hierdie Rut stap na hierdie land toe, sy het nie geweet, dis Boas se land nie, sy het nie geweet wie dit is of wat hy is nie, maar wie wat, God het haar voetstappe gerig om op die pad te loop waar hy wil hê sy moet loop. Hy het haar na die land toe gelei waar hy wil hê sy oorwinning moet kry. Kan ek maar vanaand vir jou sê, desperaatheid maak baie keer dat ons dinge doen wat ons nooit van tevore sou gedoen het nie. Die vrou was 'n getroude vrou met 'n man, en dit het goed gegaan, totdat hy dood gegaan het. En die oomblik toe hy dood is, en haar skoonpa dood is, en haar ander swaar dood is, toe kom op die plek waar niks inkom nie. Sien, en ek het iets begin leer in my lewe. Baie mense gaan sit op moedverloorse vlakte. Baie mense sê, ag, wat Gods water oor Gods akker loop. Baie mense gaan sit en dink, ek wonder hoe gaan ek hierdeur kom, kan ek maar vanaand vir jou sê, staan op en kom met jou huis uit. Stap na die plek toe wat God vir jou voorberei het. Gaan na die plek toe waar God
genade oor jou lewe wil bring. Gaan na die plek toe waar God ander voorberei, sodat jy God se genade kan ervaar. So ons snaaks dat ons baie keer so vol word van onsself, dat ons baie keer dink, ag, dit wat ek het ek self voorgewerk. Kan ek maar vanaand vir jou sê, dis God se guns en God se genade oor jou lewe. Die woord van God sê, hy sê die woorde so mooi, hy sê, die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid kan niks daarby voeg nie. Kan ek maar vanaand vir jou sê, jy kan jouself nie ryk werk nie. Dis wat die Bybel daar sê. Maar hy sê, wat jou kan ryk maak, wat jou vanaand kan vat en oor die edge vat, is om onder die seën van God te loop, om op te tel wat God wil hê, jy moet optel. Wie wat is met die mooiste? Hierdie vrou het saad opgetel, sy het geoes op 'n plek waar sy nie geplant het nie. Terwyl ek vanmiddag voor die Here lê, en die Here met my oor begin praat, dis die Here vir my, ek wil hê jy moet verstaan, my genade is vir jou genoeg. En ek wil begin klaarmaak, want jy sien, toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom het by my op dat ritmes op daardie stadium desperaat gewees het. Moedeloos, vernieuwd deur die lewe, en die duivel het gesê, hierdie is die einde van jou storie. Hierdie is hoe jy gaan opeindig. Kan ek maar vanaand sê, ek het nou nog gepraat met wat verslaafd is. En wie wat was sy antwoord vir my? Hierdie is seker maar wie ek is en hoe ek sal doodgaan. Toe sê ek vir nee, hierdie is net omstandighede. You can't get up and you can't move on. Jy kan vanaand opstaan en teruggaan in die veld. Stel jy verstaan hoe seer het is, of hoe moeilik het is, of hoe hard het is nie, kan ek het maar vanaand vir jou sê, as jy desperaat genoeg is pyn nie 'n factor nie. As jy desperaat genoeg is moegheid nie 'n factor nie. As jy hard genoeg besig is, en jy weet, as ek net hier kan klaar kry, as ek net hier die ding kan kom, kan ek maar vanaand vir jou sê, hierdie vrou was al moeg. Sy was al swak, as gevolg van die feit, dat sy nie geëet het, wat sy moet eet nie. But she kept on going on. En ek wil vanaand vir jou sê, dis partykeer in 'n land waar God se genade die sigbaarste is. Ek het al baie keer gesien, mense kom en soek hulle genade by die kerk, en kry hulle nie genade by die kerk, en sê hulle maar, wat se tipe kinders van die Here is julle? Kan ek maar vanaand vir jou sê, God se genade is vir elkeen op 'n ander plek. Partykeer kan ons gee wat jy wil hê, maar nie altyd nie. Maar dan het iets gebeur. Ouens wat sit en ontvang, waardeer dit nie. Dis mense wat agter die ander moet aanloop. Dis mense wat maar moet buik, sê,
is een aarde. Kan ek maar vanaand vir jou sê, baie mense wil die groot en die amazing dinge van God beleef, en ek self, ek wil graag die groot en die amazing dinge van God beleef, maar weet wat, ek het God begin beleef met die korenaar. As jy niks het nie, jy kan die korenaar op. En jy weet, as ek 'n paar van hulle kan kry, kan ek vanaand maal en meer nie. Begin nou te besef, God se genade lê nie altyd in die groot goed nie. It's in the little things. Nehemia sê die woord, hy sê, moenie die dag verag van klein begin nie. Wat probeer hy sê, as van jy klein begin, waar jy agter iemand anders moet aanloop, om die almoes te kry, dat jy besef dat God se genade oor jou lewe is. So wanneer jy nie weet waar môre se brood vandaan kom nie, so wanneer jy voel, of dinge te veel raak, of jy voel, jou omstandighede raak te swaar. Ek het nou dag 'n vriend gehad, het vir hom 'n mooi BMW gekoop, en splinter nie uit die boks uit. Ek was so excited saam met hierdie ou. 6 maande daarna, toe gaan sy maatskappy bankrot. En hy ry 'n blink nuwe BMW, wat die kos in sy huis. En hy ry hom nie omdat hy hom kan betaal nie, hy ry hom omdat die bank hom nog nie kom haal het nie. En die oomblik toe by hierdie ou gaan sit, en met hom begin praat, en met hom deel, te sê vir hom, miskien moet ons teruggaan, na waar ons God se genade begin ervaar het. Partykeer beweeg ons uit die land uit, wat God ons het geplaas het. Partykeer wil jy jou eie oes hê, en jy vergeet, wie is die een wat die reën voorsien? Wie is die een wat die aarde laat groei? Soos ek vanaand met jou praat, wil ek vanaand vir jou sê, kyk vanaand waar God genade vir jou laat val het. Elke oor verby, elke oor gesluit, wil ek niemand met rondkyk nie. Ek wil nie jy moet kyk vanaand na die groot dinge, en die groot goed wat moet gebeur nie. Ek wil jy moet vanaand kyk en sê, Here, laat die klein goedjies weer sonder gedraak sien. Laat ek sal raak sien, wat werklik saam maak. As jy vanaand hier sit, sê, Here, ek wil genade kry, al is het in 'n ander man se land. Here, maar ek smag om terug te kom op die plek waar ek kan sê, God is my voorsiening en niemand anders nie. As jy vanaand so voel, steek op jou hand na God toe. Ek wil graag saam met jou bid. Dankie vir die hand wat reg oor die gehoor opgegaan en jou hand opgesteek het. Sal jy saam mee opstaan. Ek wil graag saam met jou bid vanaand. Onse Vader, wat in die hemel is, ek kom vanaand na U toe en ek besef, God se genade is nie altyd in die groot goed nie. God se genade is nie vanaand op plekke waar dink het is nie. Ek wil vanaand terugkom na die land toe wat God my naartoe gelei het. Ek wil terugkom na die plek toe wat God vir my voorberei het. En ek wil vanaand kom
kom en sê, Here, ek sien raak wat U vanaand vir my doen. Here, ek sien raak die plek waar ek is die plek waar God my wil hê. En daarom wil ek vanaand bid en vra, Here, nie soos ons wil nie, maar soos U wil in ons lewens. Here, ek is tevrede met 1 of 2 koringare, maar ek weet die genade word al hoe meer. Vandag is miskien nie goed nie, maar ek weet môre is beter. Here, ek wil vanaand kom en sê, aan U kom toe, al die lof, al die eer, en al die aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen en amen. Ek in die sitplek en neem, terwyl die musiekspan na vore kom, kan ek 'n laaste gedagte met jou deel. Die skrif het sê, die seën van die Here, dit maak ryk. En moeitevolle arbeid kan niks daarby voeg nie. Het ek vanmôre, terwyl ek preek, het hierdie gedagte in my kop opgespring. Want hiermee het ek besef dat, hoe dieper ek gaan, hoe dieper sal ek God se seën in my lewe ervaar. Maar diepte maak saak. Diepte bring verandering. Diepte bring vanaand lewe. En dan wil ek vanaand vir jou sê, moenie soek na God se seën nie. Soek na God, sodat hy jou kan sien. Amen. Dankie wel. Ons gaan allemaal opstaan voor de laatste lied. Broers, het gaan helpen met de offerandes.